aangrypende, wonderlike, ontvouende verhaal van genade, vir my in elk geval. Van Genesis tot Openbaring. Die vloek, die saad, die seën. Die vloek volg op sonde. 'n vloek wat oor die aarde kom. 'n vloek oor die vrou. Genesis 1 vers 16. Moeite met swangerskap in die vloek. Kinders baar met smart in die vloek. 'n vloek rakende haar verhouding met haar man. Let wel, na jou man sal jou begeerte wees en hy sal oor jou heers. Is nie God se resep vir 'n gelukkige huwelik nie. Dis nie sy meestersplan vir die huwelik nie. Dis 'n deel van die vloek wat deur sonde gekom het. Sy verloor haar posisie as aanvullende spieelbeeld, lewensmaat en vernoot in die lewe en word 'n ondergeskikte met 'n man en baie maal 'n vark van 'n man wat oor haar heers. Die vloek oor die man. Genesis 3:17. Vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring. En jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy jou brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde. Van daaruit is jy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. En dan volg nog meer die vloek. Die vloek wat saamval met die wet van Moses. 'n baie sterk, individueel, persoonlik gerigte vloek van toepassing op elke mens wat in hierdie wêreld gebore word en leef. Opgesom in Galasiërs 3 vers 10. Want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elke een wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik. Die vloek wat kom deur die wet van Moses. Moses kom seën niemand nie. Dit laat ons almal, een en elke een, wat deur die wet van Moses vervloek word. Dit laat ons sonder hoop, sonder God in hierdie wêreld. Dit laat ons vervloek tot die ewige hel. Dit word in detail verduidelik en uitgespel in Deuteronomium 28:15. En die inleiding daartoe klink so. Maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en insettinge wat ek jou vandag beveel nie, sal al hierdie vloeke oor jou kom, en hulle sal jou inhaal. En dan volg die lys van vloeke, van vers 16 tot vers 68. Vloek op vloek op vloek, oor elke een wat nie bly in alles wat geskrywe staan in die wet van Moses nie. En is 'n herhaling van Levitikus 26:14 tot 43, net baie meer uitgebreid, dat almal dit duidelik kan verstaan en dit tweemaal gehoor het. Let wel, die konteks van die vloeke is die ganse wet en insettinge moet onderhou word, nie net die Sabbat,
die feeste, varkvleis en sogenaamde besnydenis nie. En dan is daar een uiters besondere vloek. 'n uiters belangrike vloek. 'n verskriklike vloek. 'n dubbele straf. 'n doodstraf. Maar meer as dit, 'n persoonlike vervloeking van God oor die een wat op hierdie wyse gestraf word. Die wat gestenig word as doodstraf en die wat verbrand word as doodstraf. Spring hierdie persoonlike vervloeking deur God self vry, as hulle op hierdie manier tereggestel word. Hier het jy glad nie te doen met die vloek van die wet nie. Glad nie te doen met die vloek van sonde en van oortreding van die wet nie. Glad nie te doen met die misdaad van die ter dood veroordeelde nie. Dis 'n onverdiende vloek, 'n uitsonderlike vloek oor die een wat op hierdie wyse tereggestel word. Op 'n wyse wat nêrens deur God beveel word nie. Dit is 'n vloek oor die wat op hierdie besondere wyse doodgemaak word. Of hulle skuldig of onskuldig is. Irrelevant. As jy hier op hierdie wyse sterf, is jy vervloek deur God self. Dit lyk so onregverdig. Tog is dit die vloek. 'n profetiese vloek. 'n wonderlike vloek. 'n vloek van genade, as ek dit so mag noem. Die vloek van alle vloeke. Opgeskryf in Deuteronomium 21, 22 en vers 22 en 23. 'n vloek waarvoor ek persoonlik God dank en eer. Dankie. Baie dankie, Here God, vir Deuteronomium 21, vers 22 en 23. Hierdie vloek word so opgesom in Galasiërs 3. Daar is geskrywe. Deuteronomium 22 en 23, daar die verse. Vervloek is elke een wat aan 'n hout hang. Die skokkendste vloek van alle vloeke. Want dit is 'n vloek wat onverdiend toegespreek word, selfs op iemand wat onskuldig aan 'n hout hang. Tog die mooiste vloek. Die genadigste van al die vloeke. Al die ander vloeke bring net oordeel oor ons lewe. Maar hierdie is 'n lewendgewende, liefdevolle vloek, wat redding en verlossing en vrede en vryspraak moontlik maak. So lees die konteks. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, Deuteronomium 28 se vloek, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, Deuteronomium 21, 22 en 23, vervloek is elke een wat aan 'n hout hang. Dit bring vir my begrip. As ek die kruishout
gadeslaan. Wie daar hang, waarom hy daar hang aan die vloekhout, dan verstaan ek goed waarom Paulus in 1 Korintiërs 2 vir hulle sê, toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelike woorde of van wysheid nie. Ek het my voorgeneem om niks onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Geen wysheid, geen voortreffelike woorde, geen wet van Moses, geen besnydenis, geen feeste, geen sabbate, geen geslagsregisters, geen geregtigheid uit die wet nie, is deel van Paulus se prediking nie. Net Christus Jesus en hom as gekruisigde. Vervloek is hy wat aan 'n kruis hang. Paulus bly weg van al die ander goed. Filippense 3, 1 Timoteus 1, jy kan dit gaan lees. Jy behoort dit te gaan lees. Al wat Paulus preek, is die verskriklike vloek. En wat daardie vloek vir my en jou kan doen en beteken. En wat dit in ons hart en lewe kan produseer. Galasiërs 5, 22 tot 25. Die vrug van die Heilige Gees. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, sagmoedigheid, goedheid, getrouheid, vriendelikheid, selfbeheersing. Dit wat Moses my nie kan gee nie, bring daardie vloek vir my en vir jou. Produseer daardie vloek in ons lewe as ons daardie vervloekte aangryp. 'n Nuwe lewe wat beskikbaar is deur Jesus te leer ken as persoonlike Heer en Meester, soos 2 Korintiërs 5:17. Daarom, konteks, as jy Jesus ken, en as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit is alles van waar? Uit God, wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus. Maar wat van wysheid sê mense? Wat van geregtigheid? Wat van heiligmaking? Wat van verlossing? Wel, 1 Korintiërs, maar deur hom, God, is julle, die ware gelowige, in Christus Jesus, wat vir ons geword het, die wysheid uit God, en geregtigheid, en verlossing, en heiligmaking. As jy die onskuldige, sondelose Jesus Christus, wat as vervloekte aan die kruishout gehang het, vir en deur God, terwille van jou en my, vervloek is, as jy hom aangryp, sal jy agterkom, jy verander, jou lewe verander, jy word 'n nuwe mens, geregtigheid word jou dors, wysheid in ingesig word jou meegedeel, verlossing stuur voort in jou lewenspraktyke, en heiligmaking volg natuurlik. Nie meer Moses wat sê ek mag nie, maar sy gees in my wat sê ek wil nie. Nie meer Moses wat sê jy moet, terwyl my hart ander kant toe voeter nie, maar in my 'n begeerte om te wees wat hy wil hê ek moet wees. I want to live the way he wants me to live. Dit volg natuurlik. Hy wat in Christus is, nuwe skepsel. Die wet van Moses en al sy eise en al sy vloeke bly oor elke lewe buite Jesus Christus van toepassing.
ook op die wat hoop om die wet of gedeeltes daarvan te onderhou, om so geregtigheid te verkry of te bewerk. Galasiërs 2, 14 tot 21 kan jy gerus gaan lees. 3 vers 10 tot 14 kan jy gaan lees. 5 vers 1 tot 4 kan jy gaan lees. Eintlik moet jy die hele Galasiërs gaan lees. Slegs die wat hulle hoop en geloof en oog van harte op Jesus Christus, die gekruisigde, die vervloekte, omdat hy aan 'n kruishout hang, deur God vervloek. Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Vervloek deur God. Net hulle wat hom aangryp, vind nuwe lewe en vryheid en ontvang rus en vrede en geregtigheid en heiligmaking deur die geloof in hom. Praat van ware geloof, nie die job, nie profession nie, maar possession. Nie net om te praat nie, maar om te ontvang en te gryp en eie te maak. As Jesus Christus nie aan die vloekhout gehang het nie, onskuldig, was ek gans verlore. Sonder God, sonder hoop, vanweë my oortredings van die wet van Moses reeds as 'n kind. Van my hart, wat verkeerde kant toe geneig het. Maar God dank, op 'n heuwel daar ver, staan 'n ou ruwe kruis, 'n teken van skande en pyn. Ek bemin die ou kruis, waar God se dierbare seun vir 'n wêreld van sonde moes ly. Ek bemin daardie ou kruis, tot ek voor hom my skatte vertoon, wat ek verniet gekry het. Ja, ek klem aan die ou ruwe kruis, en verruil dit eendag vir 'n kroon. O, die ou ruwe kruis, die die wêreld versmaad, laat 'n wonderbaar trek vir my na, want die dierbare lam het die hemel verlaat, en hy dra daardie kruis tot op Golgotha. In die ou ruwe kruis, so vol heilige bloed, is 'n heerlike vooruitsig vir my. Want aan daardie ou kruis smaak my heiland die dood, om my van skuld te bevry. Die ou ruwe kruis bly ek altyd getrou. Sy skande bring blydskap vir my. Tot hy my eendag roep na my tuiste daarbo, om vir ewig by hom te kan bly. Oh, how I love Jesus, because he first loved me. Genade, onverdiende genade, wat lewens vernuwe, en ons op 'n pad van nuwe lewe vat, van heiligmaking, verlossing en vrede. Ken jy vir Jesus? Het jy daardie kruishout, daardie vloekhout, waar Christus sy lewe gee? Waar hy vervloek word, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. In ons iets kan gebeur wat ons nooit self kan maak nie. Al probeer ons hoe hard. Het jy dit al vasgegryp? Paulus sê, alles is drek. I want to know him. Ek wil hom ken, hierdie een wat sy lewe
wat van die begin af gesê het, ek sal in daai hout gaan hang, ek wil hom ken. Ek sal die vloek van God oor my vat, onskuldig, sodat julle vergewe, verlos, vernuwe en verander kan word. Maar God die seun, of die saad en die seun, volg op hierdie boodskap. Mooi loop.